Goeiemôre, groetnis hier uit Port Elizabeth uit, hier op dag 55. Weer eens ou Theo vanmôre, ons is besig. Ons gaan vandag met u praat oor die vierde deel van sonde en sy gevolge. Broers en susters, daar is redding vir elke siel. God het geen behaag daarin dat mense verlore gaan nie. Soos 2 Petrus 3 vers 9 vir ons baie duidelik sê, dat God weer vertraag nie sy wederkoms soos dit sommige dit 'n vertraging ag nie, want hy het geen behaag daarin dat mense verlore gaan nie, maar dat almal tot redding kom. Jesus Christus se eerste preek in Matteus 4 vers 17 is: bekeer jou, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maar omdat sonde in die wêreld ingekom het deur een man, deur die eerste Adam, en God sy seun gestuur het, die tweede Adam, Jesus Christus, is daar deur hom weer verlossing. So Adam, eerste in die paradys, het sonde in die wêreld ingebring, en vandag is ons almal gebore in sonde en ongeregtigheid, en het ons 'n redder nodig, maar Jesus Christus is daardie redder. Vandag wil ek met u praat oor die tweede puntjie, oor wat is sonde. Gister het ek met u gepraat en gesê dat sonde is ongehoorsaamheid aan God. Vandag gaan ons praat met u oor die tweede puntjie, naamlik dat sonde is dus om ons nie te steur aan wat God sê nie. Sonde is dan eintlik eie sinnigheid, eie geregtigheid, wederstrewigheid, waar die eie ek nog in beheer is oor die vlees en oor die mense gees. Ons het nodig om gered te word, gewederbaar te word, en om die Heilige Gees te ontvang, om kinders van God genoem te word. En as die Heilige Gees in ons kom woon, moet ons oorgee aan hom, sodat hy ons sal lei in woord en waarheid. Romeine 8 vers 1 sê, daar is nie veroordeling vir die wat in Christus is nie, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Daar moet 'n plek kom waar ons kruis opneem en vir Jesus volg. Die eie ek moet gekruisig word. Ons moet heiligmaking najaag, waar sonder niemand vir die Here sal sien nie. Vriende, daarom vandag is ons boodskapie: sonde is eie sinnigheid en wederstrewigheid. Jy sien, dit is die mens wat nie wil luister na God nie. Dit is hulle wat eie sinnig en wederstrewig is. Het jy al gesien, as jy wil vir 'n ongeredde sê, kom saam met my na 'n bidjie toe, kom saam met my na 'n kerk toe. Het jy al gehoor al die verskonings en hoe besig hulle is? I'm so busy, ek moet oortyd werk, ek moet dit doen, ek moet dat doen. Busy beteken being under Satan's yoke. Ons is almal, as ons nie gered is, vasgevang in Satan se greep van sonde en ongeregtigheid, en daarom is ons harte wederstrewig teen God en oor sy dinge, en wil ons altyd afskei. Vra jy vir 'n ou, gaan saam met my rugby toe, hoorie, ek het kaartjies vir die volgende game. My broer en suster, hy sal tot sy baas bel en sê, ek kan nie kom oor tyd werk nie, want hy wil Saterdag rugby toe gaan. Ek gee maar net een voorbeeld, want die vlees van die mens jaag agter die plesiere van die wêreld. Ek het niks teen sport, ek is mal oor rugby, ek kyk feitelik elke game. Maar hier sien ons met 'n goeie balans hê. Maar waar moet ons begin? As ons die wêreld en sy dinge wil ook geniet, dan moet ons na God toe kom. Matteus 6:33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, daarna sal alles bygevoeg word. Maar dit is die sonde wat maak dat ons die wêreld kies, en nie 'n eweredige en 'n lewe lei nie, maar God afskeep. Want jy sien, sonde is 'n wederstrewigheid. Kom ons lees wat sê 1 Samuel 15 vir ons. Want daar word Saul bestraf vir sy ongehoorsaamheid, en dan lees ons, waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister, en op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here nie? Hy sê, want wederstrewigheid is die sonde van waarsêery en eie sindigheid, is afgodery en beeldediens. As ek na die boodskap gaan kyk, dan sê die boodskap vir my, dit so mooi duidelik daar. Hy sê, hoekom het jy nie na die Here geluister nie? Hoekom het jy van die goed gegryp wat julle by die Amalekiete gevat het? Jy het 'n lelike ding gedoen. Die Here hou niks daarvan nie. Om jou teen die Here te verset en jou kop te volg, is net so erg as om na 'n waarsêer of 'n afgode
priester te luister. 1 Samuel 15:23. So vriende, wil ek vandag vir jou sê, dit is 'n probleem. Sonde, en daarom moet ons ontslaa raak van sonde. God het 'n plan, 'n reddingsplan daar gestel, deur sy seun vir jou en vir my te laat kruisig, want so lief het God jou, so wil God met jou versoen word, maar Jesus is die versoener, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. God het jou so lief en my so lief en die wêreld so lief, dat hy sy eniggebore seun gekruisig het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vriende, daarom môre gaan ons bietjie verder gaan, en wil ek met julle praat oor die derde punt van sonde, want sonde maak dat jy 'n houding het, maar dit is 'n boodskapie vir môre. Tot môre, broers en susters, God seën u, God dra u deur. Vader, baie dankie vir u onbaatsigtige liefde. Here Jesus Christus, vir u gewilligheid, dat u soos 'n skaap gekom het wat gegaan het as sy skeer is. So het u gekom, Here, om na die kruis te gaan, om vir ons te sterwe. Dankie, Here, dat u nie in Getsemane omgedraai het nie. Al was u so beangs dat u bloed gesweet het, het u nogtans gesê, nie my wil nie, maar u wil, omdat u aan ons gedink het. Dankie, Here, dat u ons verlosser is. Ek wil bid vir elke ongeredde, dat hulle deur hierdie boodskappe na u toe sal kom, o Here. Dit vra ek in u naam met danksegging. Vriende, my nommer is 076-173-8742, as u wil WhatsApp boodskapies ontvang van my daagliks. Op audio kan jy dit ook ontvang. God seën u, God draai deur. Ek is ook op Facebook as Theo Schulz. Jy kan ook daar die boodskappe luister. God seën verder.